Goeienaand broers en susters, ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar ek so dankbaar is dat ons die woorde van lewe weer vanaand vir julle kan bring, waar ons weet dat ons seuns en dogters van 'n lewende God wat ons aanbid, en ons weet dat ons hom kan aanroep vanaand, waar ons weet dat ons partykeer deur moeilike dinge gaan deur die dag, en ons weet dit is nie altyd maklik by die werk, of by die skool, of waar ook al jy waar jy was hierdie dag nie, maar ons is so dankbaar dat as 'n mens die woorde van lewe kan hoor, dat dit jou geloof kan versterk vanaand, dat dit jou siel kan aanraak, dat dit jou nader aan die Here kan bring. En ons is so dankbaar dat hierdie woord lewe, en dit lewe in elke een van ons vanaand, en soos ons dit spreek ons die woorde van God uit, dat dit sal manifesteer, dat dit ons lewens sal aanraak, want ons weet, ons wil alles doen wat gebaseer is op hierdie skrif. Ons weet dat God is in sy woord, en hy lewe, en hy is ons middelaar tussen God en die mens. Ons kan uitroep na hom toe, want ons weet dat Jesus Christus ons kan help, in elke versoek wat ons het, en elke probleem wat ons deurgaan, en ons kan loof en prys vanaand, broers en susters, en waar ook al jy mag wees, en wanneer jy hierdie bandjie gaan luister, bid ek en vra ek dat die Here jou sal seën, dat hy jou hart sal oopmaak, dat hy met jou sal spreek. Want ons weet dat hierdie woord is so kosbaar, dat ons moet bly by dit, want ewen Paulus sê, as 'n engel uit die hemel enige ander evangelie verkondig, as hierdie wat reeds verkondig is, laat hom 'n vervloek wees. So ons wil ons lewens aanpas volgens die woord van God vanaand, en ons het 'n klein onderwerpie wat ons wil oorgesels, is die waterdoop, om te sien, is dit belangrik? Moet ek gedoop word? Is dit die manier om na God toe te kom? Moet ek klein doop? Moet ek groot doop? Moet ek in water gedoop word? Hoe moet ek gedoop word? En wat se naam moet ek gedoop word? So daar is verskillende vrae wat jy miskien vanaand kan hê, en ons bid en vra dat die Here jou net sal help. Jy weet, ons wil, as 'n Bybelgelowige, wil ons net alles baseer op die skrif. Ons wil enige openbaring, visioene, of wat ook al 'n mens het, wil 'n mens baseer op God se skrif, dan weet ons, so spreek die Here, en dis nie op ons eie nie. Want as ons altyd die fundament of die fondasie kan reg lê, om te weet dat dit die woorde van die Here is, dan kan ons op dit staat maak, want ons weet hemel en aarde sal verbygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan nie, en ons weet dat ons op sy woord kan staan, dat ons gered sal wees, en dat ons ewig soos wat God ewig sal wees. En so vanaand wil ons skrif open in Markus 16, en ons wil die skriflesing gaan lees daar in Markus 16 en vers 15, wil ons sien wat die kommissie is wat die Here na sy opstanding vir sy disippels gegee het, om in die wêreld in te gaan, en dan gaan ons bietjie hoor wat sê die Here vir ons, wat moet ons doen. En ons begin van vers 15, en dit sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die gaanse mensedom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So ons kan klaar sien hierso waar die Here sê, as jy glo, en ons glo dat ons kinders van die Here is, ons is seuns en dogters van God, as ons moet glo, moet ons doop, dan sal ons gered word. So dit is klaar 'n belangrike manier wat die Here vir ons wys, dat ons moet gedoop word. Maar nou sê die skrif verder, maar wie nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En al sou hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle hoegenaamd nie skade doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Die Here dan, nadat hy met hulle gespreek het, is opgeneem in die hemel, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. En hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So ons kan sien waar hierdie disippels, waar hulle glo, hulle is gedoop, en die Here sê, dat hierdie tekens sal hulle volg. Hulle sal duiwels uitdryf, hulle sal slange opneem, en hulle kan enigiets dodeliks drink, dit sal hulle niks skade aandoen nie. En dit is so wonderlik om te sien, broers en susters, wat hier die Here vir ons wys, dat die teken sal daarop volg.
Jy moet eers glo in die woorde van God en uitgaan, en hierdie tekens sal dit volg. En soos hierdie 2000 jaar terug gespreek is, toe die Here op die aarde was vir die disippels, is dit nog steeds relevant in vandag se tyd. Die Here het vir ons die kommissie gegee om uit te gaan, dat ons moet hierdie woord, hierdie evangelie moet verkondig aan alle mensdom. So maak nie saak waar jy is nie, die Here het hierdie woord vir mens bepaal dat dit jou moet aanraak. En ons bid en glo dat as hierdie woord wat ons vanaand gaan uitbring, dat dit jou hart sal aanraak. En as jy ongelowig is, bid ons dat die Here jou hart sal versag, dat jy kan glo en dat jy sal gedoop word. En as jy klaar gelowige is, bid ons en vra ons dat die Here jou sal versterk en dat hierdie tekens jou sal volg en dat jy in die wêreld sal uitgaan, dat jy dit sal verkondig, miskien na jou maats toe, met jou vriende by die werk, jou familie, wie ook al dit mag wees, maar dat hierdie tekens sal volg en dat ons kan sien dat die Here Jesus Christus is nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd, en dat ons op sy woord kan staan vanaand. Maar voor ons verder gaan, as ons net ons harte kan buig en ons net ons hemelse Vader aanroep en dat hy ons sal help met die woorde van God vanaand en dat hy met ons almal kan werk. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons kom nederig voor U aangesig vanaand, Here, waar ons weet, Here Jesus, U is ons groote God, Here. U het die hemel en aarde geskep, U het ons geskep, Here, en U het ons uitverkies as U kinders voor die grondlegging van die aarde, Here. Ons bid en vra, Here Jesus, waar ons oor waterdoop wil gesels vanaand en vir ons medemense net bietjie probeer help en om wys in die skrif, hoe moet ons gedoop word, Here? Want soos ons nou gelees het, ons moet glo en ons moet gedoop word, Here Jesus. En ons wil alles doen, Here, tot eer van U naam. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat U ons asseblief sal help, Here. Dat U vir ons die woorde van lewe sal gee, Here. Ek bid dat U sal my salf met U Heilige Gees vanaand, Here Jesus. En dat U my die woorde sal gee om na U kinders toe te spreek, Here Jesus, om hulle harte aan te raak, Here. Ons bid dat U ons sal reinig van alle ongeloof, Here. Reinig ons harte, ons hande, ons gedagtes, Here Jesus. En ons bid vir die bloed van Jesus Christus oor ons lewens. Ons bid en vra, Here, dat U Heilige Gees nou sal uitgaan, Here Jesus. Dat elke persoon wat hierdie boodskap sal luister, dat U hulle sal aanraak, Here, en dat U hulle harte sal versag, en dat hulle die openbaring sal kry, wat die ware doop is vir hierdie uur, sodat ons kan weet, Here, dat ons op daai fundament, daai fondasie kan staan, dat ons op die woorde van God kan staan, want ons weet, Here, hemel en aarde kan verbygaan, dit sal vernietig word, maar U woord kan nooit vernietig word nie. So laat ons nou staan vanaand, Here, dat ons U woorde spreek en geseën sal word deur U genade en liefde. Dankie, Here Jesus, ons vra dit alles in U wonderlike heilige naam. Amen en amen. Dankie broers en susters. So ons wil vanaand, soos ek gesê het, wil ons bietjie gesels oor die waterdoop. Ons weet dat daar baie mense is in kerke waar hulle op sekere mense water sprinkel. Baie van die kerke glo daarin. Wel, dis in die haak, baie gooi water oor die mense, gooi net oor, tel die water op en gooi dit oor. Party mense gooi waar hulle kinders doop. En ons weet dat hierdie doping, dis 'n uitdrukking, dis 'n uiterlike uitdrukking wat 'n innerlike genadewerk gedoen is, waar die Here jou roep en waar jy glo en jy wil hom volg en dan praat die Here met jou hart en dan wil jy gedoop word. Want soos ons nou in Markus 16 gelees het, as jy glo, moet jy gedoop word. So dis 'n uiterlike uitdrukking waar jy gaan na die water toe om gedoop te word, want daar is 'n innerlike genadegawe wat God besig is om met jou te werk. Maar in die skrifte is hulle gedoop deur onderdompeling. Dit beteken om gebaptized te word, die Engelse woord, onderdompeling in die water. So in die ou tyd het hulle in die riviere gegaan, hulle het na die water, na 'n boodskapper wat dalk in die water was, het hulle gegaan, was verseker disippels wat ons gaan sien in die Nuwe Testament, in Handelinge, hoe hulle gedoop word, maar hulle het na die water toe gegaan en hulle was ge-immerse, gebaptized in water, onderdompeling. En so ons weet dat broers en susters, dat hierdie onderdompeling wil ons
doen soos wat die vroeër apostoliese leerlinge van die kerk was. Want dit is altyd goed om terug te gaan na die woord toe, soos wat Maleagi gesê het, dat die Here sal vir Elia stuur, en hy sal die hart van die kinders terugstuur na die vaders toe. En so wil ons teruggaan na die Pentekostel, die Pinkstervaders toe, om te sien, wat het hulle gedoen, sodat ons kan ook weet, wat moet ons doen in hierdie dag, dat ons die Heilige Gees kan ontvang, en sodat ons weet, dat die Here ons uitstuur in die wêreld in, om sy woord te verkondig, hierdie wonderlike evangelie, dat ons dit op die regte manier kan doen, en dat ons die mense reg kan instrukteer. Dat ons sê, okay, jy moet so gedoop word, jy moet so gedoop word in hierdie naam. En broers en susters, ons wil daardie eerste gedoop in die Pinkster, was in die naam van die Here Jesus Christus. En ons gaan deur die skrifte gaan, na die verskillende skrifte in Matteus en Handelinge, en dan nog verskillende skrifte in Handelinge, waar ons die verskillende disippels gaan sien hoe hulle gedoop het, en dan gaan ons kan sien, hoe was hulle gedoop? Wat het hulle gedoen? En ons weet dat sommige van die mense, sal ons binne 'n oomblik lees, wat gedoop is deur onderdompeling, deur Johannes die Doper, net tot bekering, en nie tot vergewing van sondes nie, en hulle moes kom weer oorgedoop word. So nou kan jy sê, dat as ek dalk verkeerd gedoop is, moet ek oorgedoop word. En so gaan ons dit ook in die skrif sien. Maar waar ons kan sien dat kinders nie gedoop word nie, dit word nêrens gewys in die skrif nie, maar ons weet dat in Markus, Matteus en Lukas vertel die evangelie vir ons, dat kinders word ingeseën, dat die ouers die kinders na Jesus toe gebring het, en hy het vir hulle gebid, en so is die koninkryk van God, om soos 'n kind die evangelie te glo. Maar nêrens is daar gewys, dat daar kinders is wat gedoop is nie, of klein babas gedoop is nie, want jy moet jouself eers bekeer. 'n Kind is te klein om homself te bekeer. Hy weet nie wat is reg of verkeerd as hy nog 'n baba is nie. Maar soos hy groter word, kan hy daardie besluit maak om homself daardie besluit te maak om aan die Here te glo en dan te doop te word in die naam van ons Here Jesus Christus. Maar kom ons gaan vir nog 'n skriflesing in Matteus 28 toe, waar dit 'n baie gewilde skrif is, waar daar verskillende opinies is oor die waterdoop, en baie gemeentes en denominasies doop volgens Matteus, en dan is daar ook weer eens die in Handelinge 2, waar daar verskillende ander doping is, en so wil ons sien, wat is die verskil, en was een reg, was een verkeerd, of hoe moet ons doop in vandag se tyd in 2025, om reg te wees in God se woord. So as jy jou Bybel het, kan jy na Matteus 28 toe gaan, vers 17, en die woorde van lewe sê, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So hier kan ons sien dat alle krag, alle mag is vir Jesus Christus gegee, in die hemel sowel as op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. So hier sê die Here weer, hier stuur hy hulle weer uit. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van die wêreld. Amen. So hier kan ons sien dat die Here bevel gee, dat hy vir hulle sê, julle moet alles doen wat ek vir julle gegee het. En julle moet doop in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Maar hoe gaan ons nou weet dat baie mense vervang Handelinge met Matteus 28:19, waar hulle die opdrag vat, gaan na al die nasies toe, leer om hulle te onderhou, en wat ek julle geleer het, doop in hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Nou Petrus, en wat ons verder sal sien, hy het die sleutels van die koninkryk gehad, want die Here het dit vir hom, waar die Vader vir hom geopenbaar wie Jesus Christus is, en toe het hy die sleutels gekry, en hierso 'n paar dae later, gaan doop hy in die naam van die Here Jesus Christus. En ons sien dat niemand in die Bybel, sover as wat ons weet, en ons kan onder korreksies gestel word, daar's niemand in die Bybel wat gedoop word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie.
die skrifte wys dit nie. Maar tog is daar baie wat gedoop is in die naam van ons Here Jesus Christus. Want Petrus het gesê in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, soveel as die Here ons God na hom sal roep. So hier kan ons sien, Petrus in Handelinge sê vir die mense, hulle moet hulle self bekeer, en dat hulle elkeen moet gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus, tot vergewing van sondes. En julle sal, dis 'n belofte wat hierso aangeheg is aan hierdie doping, dat jy die Heilige Gees sal ontvang. Maar om hierdie te verstaan, moet ons kyk dat God se woord is die Alfa en Omega. As 'n mens, daar's baie broers wat daar buite is, wat dalk skerp skutters is, en wat ordentlike mooi gewere het, en hulle teleskope, ten die duurste teleskope. Maar as jy mik na daardie teiken toe, en jy skiet op 'n sekere mikpunt, of om op in die rooi kol te skiet, as jy die hele tyd skiet, moet hy daarso gaan waar die geweer ingestel is. Maar sodra hy bietjie afgeskuif word en jy skiet dalk die teiken nie meer raak nie, dan weet jy daar's iets fout. So as ons nou kyk na hierdie twee skrifte wat vir ons wys in Matteus 28, wat Jesus vir sy disippels gesê het, en Matteus het dit so geskryf, en dan het Petrus hier in Handelinge 2, het hy iets anders te gesê, of het hy nie? Want ons moet weet dat hierdie God se woord is, en as dit so belangrik is, dat hierdie moet die kol raak, elke keer as jy geskiet word, moet ons weet dat, waar Petrus waar hy dit sê, hoe kan hy teen Jesus gaan? Hoe kan hy, Jesus, want hy was deel van toe, in die boek van Matteus, waar die Here met sy disippels praat, was Petrus daarby. Maar hoe kan dit teenstrydig wees in die woord van God? Want as God sy woord verwar, en sy woord verwar ons, en self verward raak, hoe kan ons alles glo wat in die Bybel staan? Want as dit geval kan word, dat hierdie nie pas en hierdie pas nie, en alles loop nie mooi in een nie, hoe gaan ons hierdie woord kan glo, dat ons een van die dae, ons liggame gaan verander word, in 'n verheerlike liggaam? Hoe gaan ons die geloof hê, dat ons weet, dat ons op die woord van God kan staan, en soos wat ons die hele tyd sê, dat God se woord is so wonderlik, en dat die hemel en aarde kan verbygaan, maar God se woord kan nie verbygaan nie, maar hoe kan hier twee sekere opinies wees, dat iemand doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en hier word sekere mense doop in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons moet besluit of hierdie woord reg is, en alles moet klop disselboom reguit wees. As 'n mens daai skoot skiet vir daai teiken, moet hy op die rooi dot, moet hy deurgaan. En as jy hom daarso hou, moet hy weer, as jy weer skoot skiet, moet hy weer op daai teiken gaan in die rooi kol. Want sodra hy weggaan, is iets fout. Maar hoe kan Petrus en Jesus nie ooreenstem nie? En God se woord kan nie homself weerspreek nie. Ons weet dat in Lukas word daar niks gesê van doping nie. In Johannes word daar niks gesê nie. Maar ons sien hier waar Matteus dit gesê het. Nou kan ons na dit kyk, broers en susters. As ons nou kyk, wat is die openbaring daarvan? Hoekom is dit so geskryf? Want dis weggesteek van die wat dit nie kan sien nie. Die Here moet dit vir jou oopmaak, dat jy kan sien wat die waarheid is. Dit is soos 'n storie wat jy vir jou vrou skryf, waar jy dalk miskien ver gaan reis, en jy moet gaan werk vir 'n paar maande, of 'n paar weke, en dan skryf jy hierdie wonderlike brief vir jou vrou, maar sodra daardie brief by die huis kom, en sy lees dit, kan sy tussen die lyne lees. Sy weet hoe jy voel, en wat jy deurgaan, wat is die emosies wat jy deurgaan, want sy ken jou beter as wat jy jouself ken, want sy weet, want sy daai gemeenskap met jou, sy weet al jou foute en jou teleurstellings, sy weet wat jy deurgaan, en soos jy kan skryf, jy werk alright, en jy gaan
jy weet, jy doen jou beste in goeters en jy mis aan goeters, maar sy kan dit in die diepte lees, want sy kan dit tussen die lyne lees, om te weet, dat hoe jy voel, wat regtig in jou hart is. En so, broers en susters, moet ons God se woord lees, en ons moet partykeer tussen die lyne lees, om die waarheid te kan sien, wat die Here vir ons daar geplaas het. Om 'n voorbeeld te gee, dit is soos Abraham en Sarah, wat terugverander het in jong mense. Maar jy moet tussen die lyne lees, om dit agter te kom, want anders gaan jy net verby dit lees. En sodra jy dit gelees het en die Here kan vir jou die openbaring gee, dan kan jy die groter prentjie sien en dit sal vorm vir jou wat alles vir jou daar is en die beloftes wat daar is en dat God nog steeds dieselfde vandag en altyd is. Maar ons sien dat in Matteus 16 waar die Here vir sy disippels sê, wie sê die mense wie ek is? En toe het hulle gesê, U is Christus, die Seun van die lewende God, of so het Petrus gesê. En die Here het vir hom gesê, geseënd is jy Simon, seun van Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar die Vader wat in die hemel is. En jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. So die Katolieke like om te sê dat hulle die kerk op Petrus sou gebou het, dat hy die eerste paus was, en dat hy hierdie belangrike een wees. Baie van die protestante sê nee, dit was dat die kerk gebou is op Jesus. Maar as ons mooi na die skrif sien hierso, dat vlees en bloed het dit nie aan hom geopenbaar nie, maar die Vader wat in die hemel is, kan ons sien dat die openbaring van Jesus Christus, dat dit waar die kerk opgebou sal word. Maar ons sien ook, broers en susters, as 'n mens God se woord vat, dit is soos 'n legkaart wat jy moet bou, en partykeer kry jy baie groot legkaarte, en ons weet daar's baie broers en susters wat like om legkaarte te bou, en jy daai boks wat jy by jou het, en jy het 'n sekere prentjie wat jy moet bou, en jy sit die verskillende, die stukkies in mekaar, en partykeer volg jy jou eie brein, en jy sien hierdie stukkie lyk vir my, of hy moet hierin pas, en jy forceer hom daarin, en dit is dalk nie die stukkie nie. En sodra jy die prentjie klaar gemaak het, dan lyk dit of dit 'n koei is, wat gras vreet bo in die boom. En so moet ons versigtig wees, dat ons openbaring saam met God se woord gaan, sodat dit nie 'n koei is, wat gras eet, bo in die boom nie. Dat ons die hele ding onderste bo het nie, broers en susters. Want ons weet in die Ou Testament, as 'n profeet geprofeteer het, of iemand wat drome gedroom het, maak nie saak hoe echt dit gelyk het nie, die eerste het dit voor die kerk aanvaar het, moes dit bewys word deur die Urim Thummim. En julle weet dat daardie borsplaat van Aaron was wat ligte weerkaats het. Nou, toe daardie priesterdom geëindig het die Urim Thummim saam met dit gegaan, maar ons nuwe Urim Thummim is die woord van God. So die woord van God is ons Urim Thummim vanaand, broers en susters, en as jou openbaring nie saam God se woord het, gaan daai lig nie flits nie. Want ons weet dat hierdie die waarheid is, en dat God die weg is, en hy is die lig. Maar nou kan ons sien waar baie mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees doop, waar hulle sê in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees, en hulle doop dalk miskien die persoon 3 keer, maar die skrif sê in die naam enkelvoud, in die naam enkelvoud. So groot geleerdes soos Scofield in die oorspronklike Grieks, almal in al die vertalings is dit in die naam. Nie name of in die naam van die Vader, of in die naam van die Seun, of in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Dit was in die naam. So ons kan sien dat die Vader, Seun en Heilige Gees is titels wat aan een naam behoort. En ons weet dat baie mense het sekere titels, waar jy 'n prokureur is, of jy is 'n dokter, of jy is 'n verpleegster, of jy is 'n brandweerman, of 'n chief, of wat ook al dit mag wees. Daar's sekere mense wat sekere titels het. Soos ek myself, ek het 'n siel, ek het 'n liggaam, ek het 'n gees, maar dit is nie my naam nie. As ek na die bank toe gaan en die bank vra my, ek moet hierdie cheque, in die ou tyd wat ons nog checks gehad het, of op daai papiertjie om geld te trek of te deposit, moet jy jou naam skryf. Dit help nie jy skryf daarso dat ek 'n vader is, want daar's baie vaders in vandag se tyd, daar's baie seuns vandag, en daar's baie mense wat geeste het, maar dit is nie hulle naam nie.
En so het Matteus gesê dat ons moet in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees doop. En so kan ons nou sê, maar Jesus het dit gesê. Maar hoekom sal ons nou sê wat Petrus moes gesê het, in plaas wat Jesus moes gesê het? Maar as die apostels ongehoorsaam was, dan is die skrifte verkeerd. Want die Nuwe Testament is deur die apostels Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus geskryf. So as die een verkeerd is, dan gaan alles verkeerd wees. Maar broers en susters, hierdie is geïnspireerd. God se woord is geïnspireerd vir ons en dit is nie teenstrydig nie. As 'n mens die openbaring ontvang van die Vader van bo af, dan sal jy sien waar Petrus sê, bekeer julle en elkeen wat julle gedoop word in die naam van ons Jesus Christus. En almal daarna was gedoop in die naam van Jesus Christus. En Jesus het gesê, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is 'n direkte, is dit teenstrydig? Op die oog, miskien, maar dit is nie, as jy net sal weet wat die waarheid is. Want ons weet die skrifte is verberg vir die oë van die wyse en geleerdes, en julle het dit geweet, en dit moet geopenbaar word. Die skrifte weerspreek nie dit self nie, dit verklaar net dit self. Want as ons moet sien in Matteus wat sê, gaan doop in die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees, dan is dit dieselfde soos wat jy 'n boek sal optel, en op die einde van die boek is daar sekere paar woorde wat vertel oor hierdie boek, en vertel van hierdie persoon, van miskien Johannes en Maria, en wat 'n wonderlike lewe hulle gehad het, en waar hulle in 'n paleis gebly het, en al hierdie wonderlike dinge wat hulle gedoen het. Maar om te verstaan wie hulle is, sal jy moet teruggaan na die begin toe. En sodra jy dan die begin kan lees, dan gaan jy sien wat het alles gebeur, en wie is hierdie Johannes of Maria. En so gaan ons nou ook vanaand, as jy jou Bybel by jou het, dan gaan kyk ons na die slagsregister in Matteus 1, en dan kan ons sien, wat is die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So ons weet dat Jesus het gesê die Vader, het gesê God was sy Vader. In Johannes 5 vers 17-18 sê, maar Jesus antwoord hulle, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Daarom het die Jode hom des te meer probeer doodmaak, omdat hy nie alleen die Sabbat verbreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het, en homself aan God gelykstel het. So hou hier in gedagte, waar Jesus gesê het, die Vader, God is sy Vader, maar nou gaan ons na Matteus 1 toe, en ons gaan kyk na die Jesus se geslagsregister, en dan sien ons wat hierso gebeur, en wat die woorde van God vir ons wys. So as ons kan afgaan na vers 18 toe, want van die begin af vertel het van die verskillende karakters, en hoe die afstammeling gegaan het, tot by Jesus, maar ons gaan sommer hierso lees om tyd te spaar, hierso lees van vers 18 af, en het sê, en die geboorte van Jesus Christus was so, toe sy moeder Maria en Josef verloof was, is sy voordat hulle saamgekom het, swanger bevind uit die Heilige Gees. So hier wys die skrif vir ons met die geboorte van Jesus Christus, dat Maria swanger bevind is deur die Heilige Gees, maar ek daag dat God sy vader was. En Josef, haar man wat regverdig was en haar nie in die skande wou bring nie, het hom voorgenem om haar in die geheim te verlaat. Maar terwyl hy dit in sy gedagte het, verskyn daar aan hom 'n engel van die Here in 'n droom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Is deur die Heilige Gees. So hier bevestig die woord ons weer, dat sy was swanger bevind deur die Heilige Gees, en hier sê dit weer, sy is verwek uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. So onthou nou in Matteus 28, sê die Here, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. So wat is daai naam? En hier wys dit vir ons, jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, en dit het alles gebeur, sodat
dit vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het en gesê het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem, want dit vertaal beteken God met ons. Dat hier God vlees geword in ons midde, broers en susters. Dis nie 'n ander God nie. Dis nie 'n God wat 2 geword het of 3 geword het of 'n drie-enige God nie. Dis God met ons, Immanuel. Toe Josef dan uit die slaap wakker geword het, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgeborene seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. So hier kan ons sien dat hierdie seun Jesus genoem is en dat dit God met ons is. Maar nou, as ons kan kyk na waar God sy Vader is, en hier sê die skrif, die Heilige Gees is sy Vader, sou hy dan 2 vaders gehad het. Watter soort kind sou dit dan gewees het? Sou dit 'n buiteegtelike kind wees wat ons dan aanbid, wat 2 vaders het, waar dit sê dat, waar Jesus sê dat God sy Vader was, en hier sê die skrif dat die Heilige Gees sy Vader was. Maar nou kan ons sien, broers en susters, Vader, Seun, Heilige Gees het een naam. En al daardie is net titels. Dis net titels wat die skrif vir ons wys wie dit regtig is. En die Bybel sê daardie naam is Jesus. En so dis hoekom Petrus gesê het in Handelinge 2 dat julle julleself moet bekeer en julleself doop in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy het geweet wat daardie naam is, soos wat ons gelees het in Matteus 28. So ons sien nou, die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees is die Here Jesus Christus. Dit is die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Want anderste, soos ons gesê het, anderste is Jesus Christus 'n buiteegtelike gebore kind met 2 verskillende vaders, as daar 2 goede is, waar dit 'n God is en 'n Heilige Gees, en as hulle albei sy Vader is iets verkeerd. So ons moet teruggaan na wat die woord sê, broers en susters, dat ons nie moet bysit en wegvat soos wat dit ons pas om ons sekere doktrine vir onsself te stel nie. En ons weet dat die Bybel nie vir ons 'n leuen kan vertel nie. Want as Petrus, wat die openbaring gehad het wie Jesus Christus regtig was, en hy het gegaan in Handelinge en hulle doop en hulle bekeer hulle self en hulle doop in die naam van Jesus Christus, en hier gee dat daar 3000 daardie selfde dag bygevoeg is by die kerk. En ons sal nou nog deur 'n paar skrifte gaan voor ons moet eindig, maar hoekom sou die Here dit vir hom die sleutels gegee het as hy teenstrydig teen hom sou gegaan het? Maar die skrif sê in Handelinge 2 vers 37, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref, en Petrus en die ander apostels gesê, manne broers, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, soveel as die Here ons God na hom sal roep. So ons kan sien, hierdie belofte is vir ons kinders en ons kinders se kinders. En die Here is nog steeds vandag, terwyl daar nog genade is, sê vir jou dat jy jouself moet bekeer en dat jy kan gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus en dat jy die Heilige Gees kan ontvang. En met baie ander woorde het hy getuig en hulle vermaan en hy gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat dan so sy woord aangeneem het, is gedoop. En op daardie dag is omtrent 3000 siele bygevoeg. Net soos ek gesê het, broers en susters. En so ons weet dat Petrus die sleutels gehad het. En wat ook al hy gebind het op die aarde, sou die Here gebind het in die hemel. En wat hy ook al sou ontbind het op die aarde, sou die Here ontbind het in die hemel. So ons weet dat God was in die hemel gemanifesteer in vlees. En sou hy daai sleutels oorhandig aan 'n man wat 'n fout sou gemaak het. So hoe weet God almagtig wat alles weet en wat alles ken, hoekom sou hy die sleutels vir Petrus gee en dan sou Petrus iets anders te gaan sê het wat nie moes bedoel gewees het nie. En ons weet dat Petrus was 'n onkundige, ongeleerde persoon.
Dit sê die skrif, het sê in Handelinge hoofstuk 3, dit sê gesien dat hulle beide onkundig en ongeleerd was en hy en Johannes terwyl hulle die man genees het by die skone poort, maar opgelet dat hulle metgestelle van Jesus was. So hulle weet dat hierdie manne by Jesus was en dat hulle onkundig was, ongeleerd. Petrus het dalk nie geweet hoe om sy naam te skryf nie, maar hy het geweet wie Jesus Christus is. En hy was nie by enige geleer by enige kerk of denominasie of kweekskool nie, maar hy het die openbaring gehad wat uit die hemel uitgekom het van ons Vader af. En hy het nie wiskunde geken of algebra of meetkunde of al hierdie goeters nie. Hy was onkundig, maar tog het hy geweet wie Jesus Christus is. En as die Here ons vanaand kan help, broers en susters, dat ons nie ons geleerdheid moet eerste stel nie, maar dat ons kan ook terug, 'n stapie terugvat, en dat die Here ons kan help, dat ons ook metgeselle van Jesus kan wees, dat as hulle ons lewens sien, dat hierdie teken sal volg, dat ons weet dat ons gedoop is met die Heilige Gees, en dat ons die Here se werke doen, soos wat hy hier op die aarde was. Maar nou kan ons sien, broers en susters, dat die Here het sekere eienskappe gehad voor die grondlegging van die aarde, dat hy 'n geneeser is, dat hy 'n vader is, dat hy 'n verlosser was. En ons moes deur hierdie proses gegaan het, waar ons moes geval het, sodat God sy eienskappe kan aan ons openbaar. Dat wanneer ons siek is, dan weet ons hy's 'n geneeser. Wanneer ons verlore gaan, dan weet ons hy's die een wat ons vind. Hy's ons verlosser. Hy's die een wat ons kan red. Hy's die een wat ons kan skoonmaak. En so ons weet dat hierdie almagtige God met al sy eienskappe, hy sou nie 'n fout gemaak het om vir Petrus die sleutels te gee, as hy nie geweet het wat Petrus sou gedoen het met dit nie. Maar so kan ons na 'n verder skrif gaan, waar ons kan sien na Filippus, waar ons sien in Handelinge 8, as ons gou vinnig soontoe kan gaan voor ons tyd klaar raak, maar het sê in Handelinge 8 vers 4, en ons weet dat Filippus na Samaria toe gegaan het, en daar's 3 nasies van mense wat ons gesien het, maar ons sal dit bietjie later kry, maar laat ons gou vinnig hierdie skrif lees. Het sê in vers 4, die wat dan verstrooi is, het die land deurgegaan en die evangelie verkondig. So hulle het uitgegaan en hulle het die woord verkondig. En Filippus het afgedaal na die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skares het eenparig ag gegee op wat deur Filippus gesê is. Toe hulle hoor en die tekens sien wat gedoen het. So hier kan hulle sien hoe hulle hoor die woord van God en hulle sien die tekens, want dit is wat 'n disipel doen. Hy doen die tekens, hy doen die woord van God, want hy's 'n gelowige en die tekens volg hom. Want baie van die onreine geeste gehad het uitgegaan onder groot geskree en baie lammes en krippels is gesond gemaak. En daar was groot blydskap in daardie stad. Vers 9, en sekere man met die naam van Simon was tevore in die stad en het towery gedoen en die volk van Samaria verstom en gesê dat hy iemand groot was. Almal het op hom ag gegee, klein sowel as groot, en gesê hierdie man is die groot krag van God. En hulle het op hom ag gegee omdat hulle 'n geruime tyd lank met die towery verstom het. Maar toe hulle Filippus glo wat die evangelie van die koninkryk van God en van die naam van Jesus Christus verkondig, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon self het ook gelowig geword. En nadat hy gedoop is hy voortdurend by Filippus gebly en hy was verstom toe hy die tekens en groot kragte sien wat plaasgevind het. En toe die apostels wat in Jerusalem was, hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur, want Petrus het die sleutels, en so gaan hy nou die koninkryk oopmaak vir Samaria, sodat hulle ook die Heilige Gees kan ontvang. Maar luister mooi hierso, wat sê die skrif? Dit sê, want toe hulle daar aankom vir hulle gebid, en dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe lê hulle die hande op hulle, en hulle het die Heilige Gees ontvang. So hier kan ons ook weer eens sien, broers en susters, dat hulle nie gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, maar dat hulle gedoop was in die naam van ons Here Jesus Christus, en dat hulle op hulle hande gelê het, en hulle die Heilige Gees ontvang.
Dan kan ons gaan verder in die skrif in Handelinge vers 10, waar ons kan sien waar Cornelius 'n heiden was, want ons weet, soos nou die Jode was by Jerusalem, Filippus was by Samaria, en hier gaan ons Petrus sien wat na die heidene toe kom. En Petrus hy was nog besig om die woorde te spreek, en toe gebeur daar dinge. So kom ons gaan lees gou vinnig in Handelinge vers 10, dan kan ons sien wat het hierso gebeur. So ons weet dat Cornelius was deur 'n engel besoek, en hy het vir hom gesê dat hy vir Petrus moet gaan haal, en Petrus het by 'n sekere plek waar hy gebly het, en die Here het vir hom 'n visioen gewys, waar hy nou die deure gaan oopmaak vir die heidene. En so het daar 2 manne gekom, en hulle het saam vir Petrus na Cornelius toe gevat, en so het Petrus nou met hulle gespreek. En as jy tyd het vanaand by die huis, dan kan jy die hele Handelinge hoofstuk lees, maar net om tyd te bespaar vanaand, gaan ons net 'n paar versies lees, wat sê nou hier in vers 44, wat sê, terwyl Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort het. So hier kan ons nou sien dat die Heilige Gees was op die Jode in Jerusalem vrygelaat. In Handelinge 2, ons sien nou in Filippus in Samaria, waar hulle deure oopgegaan het en hulle die Heilige Gees ontvang het. En nou sien ons hierso, maak Petrus nou die deur oop vir die heidene in hoofstuk 10, en ons sien dat hulle met die Heilige Gees uitgestort word. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe antwoord Petrus, kan iemand miskien die water weier, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop sou word nie? So hy vra hierdie belangrike vraag, waar hulle hier nou gesalf is deur die Heilige Gees, maar nou praat hulle in tale, en hulle hoor hoe hulle God groot maak, maar nou vra hy, hoe kan hierdie mense, kan ons water weier? So as jy ooit dink in jou hart, nee, ek moet nooit gedoop word nie, hier sê die skrif, waar het sê, kan iemand miskien die water weier, dat hierdie mense wat nie soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop sou word nie. So hulle moet gedoop word. En hy het hulle beveel, dat hulle gedoop moes word in die naam van die Here. En ons weet, daardie Here is ons Jesus Christus. Hy is nie doop in die naam van die Vader of Seun en Heilige Gees nie, maar ons weet, dit is in die naam van die Here. En toe hulle hom gesmeek het om daar 'n paar dae te bly. En so kan ons nou sien, vir volgende vers wat ons wil nog aanhang vanaand, om net te wys hoe belangrik dit is om gedoop te word, broers en susters, en om te sien dat ons moet gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus, en dat daar een openbaring is, daar's een doping, in Efesiërs sê dit dat daar een God is, en daar's een doping. So ons sien nou, in waar ons nou Handelinge 19 toe gaan, sien ons daar was 'n sekere apostels in Korinthe, en waar Paulus gegaan het, en hy sien in die verskillende landstreke van Efesus, wat hy deurgereis is, toe kom hy by hierdie disippels, en hy het vir hulle gevra, hy vra hierdie disippels wat gelowige Christene was, want ou Paulus, as jy in Handelinge 18 gaan lees, dan sien jy ou Paulus het met skrifte waar hy dit gewys het dat Jesus Christus is, maar hy self was nog nie gedoop nie. En hulle het gevra, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle gelowig raak? Of waar hulle gedoop was, sorry broers en susters, waar hulle gedoop was, maar hulle was nog nie reg gedoop nie. Maar en Paulus vra vir hulle hierso, toe hy hulle nou sien, toe sê hy, ek het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert dat julle gelowig geraak het? So hier kan ons sien, dat jy eers moet glo, dan kan jy die Heilige Gees ontvang. En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Luister wat hy hulle gevra het. Luister na hierdie essensiële vraag wat hierdie apostel gevra het. Hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. So as iemand sê dat, want ons weet Johannes die doper was 'n groot gelowige, hy was 'n profeet van God, hy was die voorganger wat die Messias moes voorgestel het.
En so om gedoop te word deur Johannes was iets groots. Maar nou kan ons sien dat Paulus sê dat met wat se doop is julle gedoop? En ons sien dat hulle gedoop is met Johannes se doop, dat hy vir hulle sê dat Johannes het met bekering gedoop, aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat moes kom, dat dit Christus Jesus was. En ons weet dat hulle in die Jordaan gedoop is, en hulle in daai selfde groep is toe in die Jordaan gedoop, saam met Jesus Christus. Toe hulle dit hoor, toe is hulle oorgedoop, in die naam van ons Here Jesus Christus. Paulus het hande op hulle gelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En so ons weet dat Paulus sê in Galasiërs 1 vers 6, ek verwonder my dat julle sou gou weggevoer word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige is wat julle verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. So ons kan sien met hierdie skrif, broers en susters, waar Paulus ons waarsku, dat ons nie moet mense verwar of teenstrydig wees teen wat die waarheid is nie. Want daar is net een openbaring vir die doping in water, en is deur in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons weet dat hierdie evangelie verkondig is, en dit moet dieselfde doen, en dit sal die mense vermaan en oortuig. Ons sê nie dat jy moet jou kerk verlaat, of jou pastoor verlaat, of doen alles wat jy kan in jou eie plaaslike kerk nie. Jy moet gaan waar jy na 'n plaaslike kerk toe kan gaan, en die Here kan dien, en volgens Bybels instruksies, die woord van God dien, in gees en waarheid. Want ons weet dat die Here die waarheid is, hy is die weg. En ons weet dat die Vader, Seun en die Heilige Gees is dieselfde God. Dis 3 verskillende ampte, 3 verskillende titels, maar dit is dieselfde God wat ons aanbid. Een keer was dit vir die Jode, was dit 'n vaderskap. Een keer in die vlees was dit 'n seunskap. En nou is dit 'n Heilige Gees in die kerk. Dis nie 3 gode nie. Ons glo nie aan 3 gode, 'n Vader en Seun en Heilige Gees, dat dit 3 verskillende persone is nie, maar dat dit een persoon is, ons Here Jesus Christus. Want ons weet wat dit die waarheid is. En voor ons nou gaan afsluit, broers en susters, kan 'n mens nou sê, maar broer Donald, as 'n mens na Matteus 3 toe gaan, en ons sien waar die Here gedoop is deur die Johannes die Doper, en daardie illustrasie wat jy kan sien, was daar 3 persone. En jy kan sê, maar daar was die seun wat buite op die strand gestaan het, daar was die Heilige Gees wat soos 'n duif gekom het, en daar was 'n stem wat gepraat het, wat God die Vader was. Maar weer eens sê ons broers en susters, dat 'n mens moet versigtig wees, dat jy nie verwarring en teenstrydig bring, wat God se woord is nie. Want dit help nie dat 'n mens debatteer met iemand nie, want dit help nie, want God het sy kinders geroep, en hy kan sy kinders nie verlore gaan nie, want hulle name is in sy hand. So ons weet dat God het sy kinders voor die grondlegging van die aarde, het hy sy kinders uitbeplan, dat hy weet wie hierdie waarheid sal glo. Maar ons kan nou sien, as ons daardie skrif gaan mooi lees, en sien wat gebeur, dan kan jy sien, dat dit alles een God is. Kom ons lees daarvan Matteus hoofstuk 3 van vers 13. Het sê, toe Jesus van Galilea na die Jordaan gekom na Johannes om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgehou en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe? Maar Jesus antwoord en sê vir hom, laat dit nou toe, want so betaam dit ons om aller geregtigheid te vervul. Toe laat hy hom toe. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en kyk, die hemel het vir hom oopgegaan, en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom.
En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. So hier kan ons sien, broers en susters, as jy nie die openbaring van die Godheid het, om te sien, dat God en die Vader een, en die Seun, dat dit een persoon is, en kan 'n mens die mekaar raak. Maar kom ons lees mooi wat die skrif sê, dat jy kan sien, dat waar die Seun op die oewer gestaan het, en waar jy sien dat, is dit die Heilige Gees wat kom soos 'n duif, en die Vader wat uit die hemel uitspreek, dat jy kan sien wat dit alles beteken, en hoe alles eintlik een is. So ons kan sien dat die hemele bokant is 'n atmosfeer. Nou toe Jesus gedoop is en hy het reguit opgekom uit die water, en kyk, die hemel het vir hom oopgegaan, en hy het die Gees van God gesien, en so jy kan nie sê, maar ek dacht God was bo in die hemel, maar hy sien God se Gees wat neergedaal het, die Gees van God soos 'n duif, die duif was God, sien, ons het net die so deurgelees wat ons gelees het, die Heilige Gees het God is dieselfde persoon, dis net 'n titel daarvan, en in die Gees van God gesien, nie 'n ander God bo in die hemel wat spreek nie, maar die Gees van God wat in 'n vorm van 'n duif is, en dit was die Heilige Gees, en dit was God, dit was dieselfde ding wat neergedaal het, en ons weet dat dit die Here, die Seun, die woord, die vlees, op hom gekom het, en toe is hy die volmaakte God. So ons sien dat die Gees van God soos 'n duif het neergedaal, en 'n stem uit die hemel wat bo hom wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En die skrif sê in 1 Timoteus 3 vers 16, en buiten alle twyfel, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, verskyn aan engele, verkondig onder die heidene, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. So ons weet, hierdie groot skepper het ons verlosser geword, en al God se volheid het in hom gewoon. So hierdie duif, wat God en die Heilige Gees het neergedaal op Jesus Christus, en het hom oor hom gekom. En toe kan ons sien dat hierdie Vader wat bokant was, en toe het hy die seun geword, wat hom aangeraak het, en hy was 'n mens. Onthou dat Jesus moes gekom het in vlees, dat hy 'n mens, dat hy vir ons kon gesterwe het, dat hy deur 'n wrede sondige Romeinse spies, deur sy hart deurgeboor het, dat daai bloedsel kon uitgebreek het, dat hy ons as sy bruid kon geroep het, en dat hy vir die menslike ras kon gered het. So ons kan sien dat God wil ons terug hê, broers en susters, sodat hy ons kan gemeenskap met hom kan hê, soos wat dit in die tuin van Eden was, waar ons seuns en dogters van God is, en dat God saam met ons, want was God bo ons, God met ons, en God in ons. Nie 3 verskillende gode nie, nie die 3 verskillende persone nie, maar een God, wat ons kan glo en vertrou in. En so wil ek eindig vanaand, broers en susters, en ek hoop en bid, dat ek in een of ander manier jou kon gehelp het, om te sien wat die openbaring is, tussen Matteus 28, dat ons moet doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en dat dit dieselfde is, wat Petrus gesê het, want hy het geweet, wat is die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, van daardie 3 titels, dat hy weet, dat dit die Here Jesus Christus was, en so dat jy jouself kan bekeer, en dat jy kan reg gedoop word, so dat jy die gawe van die Heilige Gees kan ontvang, en so dat die Here met jou kan werk, en jou kan help, en jou kan uitstuur, en so dat jy ook die tekens kan wys, dat jy 'n kind van die Here is, en dat jy gesalf is met sy Heilige Gees. En ek bid en vra dat die Here jou sal help, om hierdie openbaring, soos wat hy vir Petrus geopenbaar het, om te sien wie hy regtig is, dat hy jou ook sal help, dat jy kan sien, dat dit nie 3 verskillende persone is nie, maar soos wat die Here daar gestaan het, het die Gees soos 'n duif op hom neergedaal, en hy was die volheid, en dit is nie waar die skrif sê,
waar die Here sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Jy kan sê, maar is dit amper soos wat ek en my vrou is? Maar as my vrou nou nie is nie, dan kan ek jou vra, sien jy my vrou? En sê nee, dan is dit nie dieselfde nie, want die Here het gesê, as jy my sien, sien jy die Vader, want God, die Gees was in Jesus Christus, en hy het hom gemanifesteer, dat die Vader in hom is, en die Vader het hom gewys wat om te doen. En so kan ons weet en glo en vertrou, dat ons Here Jesus Christus het gekom, God wat bo ons was, wat in die 4 kolom was, wat die kinders van Israel gewys het waar om te gaan, in die belofte land, toe sien ons waar God in vlees gekom het, waar hy gebore is en gesterf het vir ons sondes, en hy het opgevaar en sy Heilige Gees vir ons afgestuur, sodat hy met ons kan wees, tot die einde van dae, tot hy ons terugroep, en wanneer hy weer gaan kom vir ons, om hierdie liggame te verander, in 'n verheerlike liggaam. Dankie broers en susters, ek bid en glo dat hierdie 'n seëning van 'n boodskap vir jou was, en as ek dalk ietsie verkeerd gesê het, vra ek dat jy my sal vergewe, en ons bid vir mekaar, en ons vra dat die Here ons krag sal gee, wysheid sal gee, verstand sal gee, sodat ons die vyand kan neerdruk en op sy kop sal staan, en dat die Here Jesus Christus vir ons oorwinning sal gee. Kom ons bid saam voor ons afsluit. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons is so dankbaar vir u woord. Ons is so dankbaar dat ons kan lees en verstaan, Here. Partykeer is dit in so 'n manier weggesteek, Here, dat dit vir wyse manne weggesteek is, maar u sal dit vir u kinders openbaar, Vader. Soos wat ons weet, Here, dat Petrus onkundig, ongeleerd was, maar hy het geweet wie Jesus Christus is. Hy het u naam geken, Here. So het hy daardie sleutel in Handelinge 2 oopgesluit op aarde, Here. Toe sê hy dat ons moet bekeer en ons moet gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus. En so bid ons en vra ons, Here, dat u ons almal sal salf met u Heilige Gees, van kop tot tone, Here, en dat u ons sal gebruik vir u koninkryk. Want dit is ons grootste begeerte, Here, is om vir u te lewe en vir u kinders, Here Jesus. En ons bid en vra, Here Jesus, as daar broers en susters al buite is, wat dalk verkeerd gedoop is, soos wat ons gesien in Handelinge 19, en Paulus vir hulle gesê het, jy weet, en wat is jy gedoop? En hulle was volgens Johannes gedoop, en hy het hulle bevel gegee om oorgedoop te word, Here, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat u elke een van ons sal vul met die Heilige Gees, dat u ons sal uitstuur, en Vader, dat ons die werke van God sal doen, en dat ons die werke van die Satan sal vernietig, Here, want u het vir ons die lig gegee, Here, u het vir ons die woord gegee, en so wil ons op u woord staan vanaand, en ons wil in u woord glo, en ons wil gedoop word, Here, nie net gedoop met water nie, maar ook met u Heilige Gees. Gaan asseblief saam met elke een van ons, Here, vergewe asseblief al ons sondes, help ons, gee ons krag, Here, gee ons wonderwerke, gee ons tekens, gee ons net so 'n hart wat vir u sal werk, Here, en vir u koninkryk, en sodat ons kinders vir u kan wen, en sodat daardie kinders u sal loof en prys, en te wys, Here, dat u nog steeds vandag lewe, en dat u in ons lewe, Here, want ons het gesien, u was bo ons, u was saam met ons, en nou is u in u kerk, en ons sê dankie daarvoor. Gaan asseblief saam met ons deur hierdie aand, Here, ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters, ek bid dat die Here julle ryklik sal seën, en ek bid julle moet 'n lekker week hê, en tot 'n volgende keer. Die Here seën julle.